Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met julle, dat die waarheid van God se woord vir altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels vandag weer eens oor die misleiding van die pre-trib rapture. En in hierdie video gaan ons gesels oor die sogenaamde gedagte wat Satan het dat God sy kerk moet wegvat in 'n pre-trib rapture, en ons gaan luister hoe dat Lauren Boebert met Sean Feucht gesels en vir hom sê, soos wat Farao, die parallel van Farao tussen Farao en Satan, is dat Farao gehad het dat God sy volk moet laat trek, wat nie die geval is nie. Ons weet God het Farao se hart verhard. Sy sê net so wil Satan hê dat God sy kerk moet wegvat in 'n pre-trib rapture, sodat hy sy werk kan doen. So ons gaan na hierdie video luister, ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, hoe lank en hoe ver wil die pre-trib gelowiges nog gaan met misleiding rondom die pre-tribulation rapture? Dit sal hulle alleen weet. Nou, Satan weet presies wat God se woord leer ten opsigte van die eindtyd gebeure. Hy weet dat die kerk hier gaan wees tydens die groot verdrukking. En nou ons kan dit maar net gaan lees in Openbaring 12 vers 12, waar die woord van die Here duidelik leer dat die Satan, die draak, of hy het neergedaal met groot woede, want hy weet sy tyd is min. Nou wanneer daal hy neer? In die middel van die 7 jaar, na die abomination of desolation, dan gaan hy neerdal, want dan begin die groot verdrukking, dan begin die vervolging oor die kerk. En as die kerk nou nie hier sou wees nie, wat is die sin van alles? Satan het die wêreld reeds in sy mag. En dit is baie skokkend dat mense so omgaan met die skrif. En dit is belangrik dat ons kyk wat die skrif in konteks leer. Nou, Moses het met Farao gepraat en gevra verskeie kere tydens die 10 plaae dat die volk moes trek, maar God het Farao se hart telke male verhard. Nou kom ons gaan luister na die gesprek tussen Lauren Boebert en Sean Feucht, en hulle gaan gesels oor die feit dat Farao versoek het dat die volk moes trek, en net so ook Satan, wat nou vra dat die kerk weggevat moet word, sodat hy sy werk kan doen, in 'n pre-tribulation rapture natuurlik. Nou, wie is Sean Feucht? Sean Feucht is 'n Christelike sanger, skrywer by Bethel Church, Redding, Californië, by Bill Johnson, en hy glo elke woord wat hierdie vrou sê. Kom ons gaan kyk waaroor gesels hulle, en ons gaan dit beoordeel in die lig van die woord. Pharaoh, he was the one who called for God to get his people. He said, get your people out of here. And I believe if that type and shadow is true for the New Testament, the church, God's people, will be out in such a great force that Satan himself will call for the second coming of Jesus. He would say, I cannot do a thing in this earth with your people here. You come and get them. Come on. Isn't that great? That is amazing. Ja, baie selfvondaan sê sy, is dit nie great nie. Met ander woorde, sy glo absoluut dat die wegvoering van die kerk gaan plaasvind voor die 7 jaar, en sy maak 'n verkeerde afleiding uit Exodus uit. Nou, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte nadat Moses vir hom gevra het om die volk laat trek, want sodat hulle die Here God kan gaan dien in die woestyn. Kom ons gaan kyk wat die skrif sê. En daarna gaan Moses na Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. So is dit duidelik dat Farao glad nie versoek het dat die volk moet trek nie. Jy moet onthou dat die Here reeds in Exodus 4:21 het hy reeds Farao se hart, hy besluit dat hy sy hart gaan verhard. Onthou, hulle was in verdrukking. Die volk Israel was 400 jaar lank in verdrukking, en hy gaan 10 plaae oor Egipte stuur om hulle te straf. En dit is waaroor dit gaan. Nou goed, God het in Exodus 4:21 besluit, hy gaan Farao se hart verhard, en dat hy 10 plaae oor Egipte gaan bring om hulle te straf, om sy volk se verdrukking te wreek. En nou Farao het van wie die groot plaa vir Moses gesê om te trek. Dit was in Exodus 10:24 by die 9de plaag. Maar God het steeds Farao se hart verhard
in vers 27. Nou, hierdie dui geensins op 'n pre-trib rapture, soos hierdie vrou beweer nie. Sy praat van 'n pre-tribulation rapture, al het sy nie die woordjie pre-trib gebruik nie, en ons het gesien dat Israel eers 400 jaar lang verdruk was, wat parallel is teenoor die verdrukking wat gaan kom, daarna die 10 plaag, dit is die wraak van God wat na die verdrukking plaasvind, en so gaan die kerk ook deur dieselfde ding gaan. Satan sou geensins versoek dat die kerk weggevat moet word in 'n pre-trib nie, en dit is absoluut 'n totale leuen. Nou, die duiwel ken die skrif en weet dat daar hoegenaamd nie 'n pre-trib rapture gaan plaasvind nie, maar die kerk bly in onkunde. Hoe jammerlik. Hoe jammer is dit dat hierdie mense nie kan sien dat dit 'n leuen is van Satan dat daar 'n pre-trib rapture gaan wees nie. Absoluut. Die duiwel weet baie goed dat hy mag gegee is om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, want luister wat sê Openbaring 12 vers 12, daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou dit sien ons die vervulling daarvan in Openbaring 20 vers 4. Die kerk wat nie die merk aanvaar het nie, wat onthoof is, wat deur Satan onthoof is, wat doodgemaak is, terwille van die feit dat hulle vasgehou het aan die Here Jesus Christus. En die kerk gaan nie wees, of u dit wil aanvaar of nie aanvaar nie. Die kerk gaan beslis hier wees tydens die laaste week van Daniël. Dis eintlik baie, baie skokkend dat mense dit nie wil glo nie. Nou ja, ek sluit af met hierdie gedagte, die pre-trib rapture doctrine is setting up Christians from the last generation for a terrible crisis they are not expecting and which might result in the spiritual destruction of many. En dit is wat die kerk gaan vang, baie mense wat nie glo dat die Here dat ons hier gaan wees nie, hulle gaan teleurgesteld wees en hulle gaan dan eers verstaan dat die wat gepraat het oor die goed, die waarheid gepraat het, maar hulle wil nooit geluister het nie. Mag die Here ons oopmaak dat ons altyd gereed sal wees vir sy wederkoms en vir die tyd van groot verdrukking en vervolging. Tot 'n volgende keer, totsiens.